Wat is nou mooier as 'n pragtige tuin wat goed uitgelê is? Daar's nie veel mooier nie. 'n Mooi tuin, vars blomme, dis te pragtig. Maar dit kom nie van self nie. Jy het beplanning nodig. Anita het met Elise gaan gesels by Fynbos Kwekery oor tuinuitleg. Wat 'n interessante episode. Hierdie episode word met trots geborg deur Sunset Coast Realtors. Kyk saam met ons. Goeiemôre julle in en omers. Ons kuier heerlik hier by Sunset Coast Properties. En ons kuier heerlik saam met Elise vandag. Nou Elise gaan vir julle self vertel wat sy doen, want sy is nie 'n dame wat van titels hou nie. Hallo Elise. Hi, hoe gaan dit? Goed en jy? Goed. Net nog iets interessant. Ons is inkomers, maar nou het ons gekom om te bly. Dit is wel waar, yes. Die Weskus is 'n mooi manier om jou te laat weet jy is 'n inkomer, jy gaan nie die grond kom verander waarop jy loop nie, jy moet maar inpas. Ja, maar wie wil nou hier na toe kom? Dan is dit huis. Ja. Wie wil nou hier na toe kom en dit verander? Dis nie slim mense. Ja, ek het dit al, yes. Dit is dit wat hier so is, het sy eie bekoring en sy mooiheid. So ja, dit is iets wat jy nie kan verander nie. Nou vertel vir my, wat doen jy? Ek is in die bevoorregte posisie om die beste werk ever te hê. Ek spandeer ons tuine uit en van die begin af wat mense net gras wil hê of klippies wil gooi of wat ook al, maar ons passie is om 'n tuin, hoe kan 'n mens dit sê, 'n lewende, funksionerende hawe. Is dit 'n hawe? Ja, soos 'n oasis. En veral met ons omgewing waar ons is, om dit net lekker te maak, want soms kan dit so hard raak. So 'n geleentheid vir jou om 'n tuin te hê wat awesome is, waarin jy kan gaan lewe en net jouself geniet, yes. So daar waar ek bly. Waar bly jy weer? In Sint Helena. In Sint Helena, yes. Daar's net 'n stuk grond. Dis 'n growwerige grond. Yes. Jy gaan daai ding vat en dit is die doek waarop jy jou kunswerk gaan doen. Absoluut, yes. Ons het ook, ek sê altyd vir mense, ons het geen signature nie. Want elke persoon is 'n individu. En 'n tuin is so 'n persoonlike ding. Ek het altyd gesê ons sal dit nooit doen nie. Want ons het die klein winkeltjie hierso wat plante verkoop en so aan. En mense het gevra en ek het altyd gesê nee, ons gaan dit nie doen nie, ons gaan dit nie doen nie. En na ons so 'n jaar besig was met die winkel, toe eendag het iemand my arm gedraai en ons het ons eerste tuin gedoen. En dit is, maar ek wou dit nie doen nie, omdat dit so 'n persoonlike ding is. En maar in hindsight, dit is die beste ding ooit, want dit is die lekkerste werk ever. Ja. Elise, sê gou vir my, mense wat nou net 'n vakansiehuis is, lê hulle tuine ook uit? Verseker. So, baie mense, en ek moet dit dalk nie op lig sê nie, so, jou huis word, of jou tuin word uitgelê volgens jou behoefte. So, as dit 'n vakansiehuis is wat jy 1 keer 'n jaar gebruik, word dit uitgelê dat dit funksioneel is vir jou, en die minste onderhoud nodig het. So dit hang regtig af wat jou behoefte is, yes. En ons maak ook, ons maak 'n tuin idiot-proof. So dit wat gaan werk, sit ons in, maar dan is daar mense, en ek leer so baie by my kliënte, op 'n gereelde basis, enige ou wat vir my sê, hy weet van plante, of ek sê altyd nie, jy praat te veel as jy sê jy weet, want daar is altyd 'n nuwe les om te leer oor 'n plant of oor 'n tuin, en daar is van die mense wat hierso woon, wat tyd het om aandag te gee aan hulle tuine, en vir hulle doen jy weer heeltemal iets anders. Hulle het nie idiot-proof tuin nodig nie, want hulle is meesters in wat hulle doen, Ek dink ek het een van daai tuine nodig, 'n idiot-proof tuin. Ek het 'n idiot-proof tuin vir myself gegee, en dit is awesome. Is eintlik 'n selfonderhoudende tuin. Yes. Dit is, die tuindienste kom elke 2 weke in, sny net die gras, maar al die lyne en goedes is in vir die tuin om net aan te gaan en die minimale onderhoud nodig te hê. Soos ons tuin het nie net klippe in nie, dit is 150 vierkante meter gras, maar letterlik ons enigste onderhoud is die tuindienste wat elke 2 weke inkom. Daar's besproeiing in, en besproeiing,
Daar's baie maniere om besproeiing in te sit, maar as jy dit reg doen, is jou waterverbruik op die einde van die dag baie minder as jy byvoorbeeld met die tuinslang sou nat lê. Yes, omdat ons 'n watersensitiewe streek is. Sê vir my, sou jy aanbeveel dat iemand liewer advies kry voordat hy hierdie duisende rande in 'n tuin belê, want hy kan dalk 'n bietjie minder belê en meer wystuin maak? Uit my persoonlike ondervinding, ek kan nie vir jou sê, ons het hierso gekom, ons het gebou, en die mooiste huis gebou, en dan het jy klaar gebou, en niemand sê ooit vir jou, hoor hierso, jy moet hierdie grond om jou huis iets doen mee nie. En ons het, omdat ons van Gauteng af is, 'n Gauteng tuin daarin gesit, en dit het ons duisende rande gekos. En dit is ook 'n ding wat ek altyd vir mense sê, dit is, ek sê vir jou tuin, of geef jou tuin uit die foute wat ek persoonlik geleer het. So, om terug te kom na jou vraag toe, dit is goed om kennis te kry, want wat jou persepsie is van tuin hier agter die berg, net aan die kant die berg, is heeltemal anders in ons omstandigheid, maar omdat ons in so 'n geharde area is, beteken dit nie jy kan nie 'n groen, sagte tuin hê nie. Alles hoef nie 'n vetplant te wees nie, yes. Alhoewel ek gaan oor vetplante, maar ja. Ek hou ook nogal van vetplante. Yes, nee, dis beautiful. Waar kry mense jou in die hande? Want ek bly nou al meer as 'n jaar in St. Helena Bay en hier kom die antwoord op al my frustrasies vandag. Ons winkel is geleë, daar so 'n groot bord op die hoofpad, wat sê staan 4 kameeldore. Ja? Ons is in daai store net langs aan. En Andrew is altyd daar om ons kliënte te help wat plante wil koop, en hy het my telefoonnommer is ook daar groot teen ons bord op, en ons is baie opgewonde, binnekort gaan ons dalk vir mense 'n groter verskeidenheid en groter area, dat dit so 'n ordentlike plantesentrum is, kan bied met ordentlike parkering en so ja. Ja, ek het al 'n ponytail by jou gekoop, hoor. Ek het nie geweet dankie vir jou ondersteuning, ek waardeer dit. Lewe hy nog? Hy lewe, hy. Dis amazing, dis amazing. Yes. Nou ja, julle daai het julle nou gehoor. Dit is die einde van al ons frustrasies. Dit is die einde daarvan om te sukkel met 'n tuin wat nie reg Weskus is nie. En Elise is jou oplossing. So uiteindelik, baie dankie Elise, dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om bietjie met ons te kom gesels vandag. Dit was regtig vir my 'n eye-opener as ek dit kan gebruik. Moenie jou Noordwestuin nie wil kom maak. Kom maak 'n Weskustuin. Yes. Want dit is eie hier, dit hoort hier en dit gaan floreer hier. Ek wil ook net voor jy heeltemal baie sê, jy kan iets insit wat lyk soos 'n Gautengtuin, maar die plante is net anderste. So jy kan nog steeds 'n lowergroentuin hê, maar jy gaan verskillende plante moet gebruik. Yes. Julle kom ons belê ons geld waar 'n kenner vir ons raad gee. Dit gaan ons almal se lewe baie makliker maak. Baie dankie Elise, dit was lekker om met jou te gesels. Ek sien uit om jou te ontmoet in my tuin. Dis 100%. Baie dankie vir julle en dankie dat julle my gesien het. Dankie. Mooi loop.